'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag weer ingeskakel is. Na hierdie erediens waarin God sy hart met jou en my kom deel. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons herder en ons is sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes ons Here Jesus Christus, God wil vanoggend met jou en my praat rondom voorspoed. God wil hê ons moet so 'n bietjie vanoggend gaan besin oor die woordjie voorspoed. Omrede indien daar oor hierdie woord wat God vir jou en my as 'n belofte gegee het, in 'n godsdienstige kringe uitspraak gelewer word, dan laat dit altyd 'n slegte smaak, nie waar nie. Want indien 'n pastoor of 'n predikant dit sou waag om van 'n kansel af oor voorspoed te begin praat, dan onmiddellik dan duins mense terug. Want al wat hulle nou sien, is dat hy nou of sy van hulle gaan verwag om met hulle hande diep in hulle sakke te steek, want hy benodig of sy benodig dalk nou brandstof vir hulle persoonlike privaat vliegtuig. En daarom bedien hulle nou die boodskap van voorspoed. Dit klink lagwekkend, nie waar nie? Maar ek dink jy weet presies waarvan ek nou praat. Want wat beteken, kom ons begin by die begin, wat beteken die evangelie? Geliefdes, die evangelie is die goeie nuusboodskap van die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, vir alle mense, vir alle tye, as gevolg van die liefde, die genade, die goedheid, die barmhartigheid en die vergifnis van God. Dit is wat die evangelie is. Maar wat gebeur dan? Mense kom en dan sit hulle hande daarin, en dan is dit nie langer meer die goeie nuusboodskap nie. Dan word dit die voorspoed evangelie, want nou kan hulle self daaruit voordeel trek. En dit terwyl God dit vir elkeen van ons as 'n belofte gegee het, sodat ek en jy elke dag daarin kan wandel. Nou weet ek, dat ek op hierdie punt dalk op tone trap. En glo my, dis regtig nie my bedoeling nie, want ek weet dat God baie duidelik is wanneer hy sê, jy mag nie offens gee nie, en jy mag ook nie offens vat nie. Maar ek kan nie sê wat God sê. Geliefdes, die oomblik wat mense hulle hande in hierdie belofte van God kom sit, dan verander die goeie nuusboodskap, wat in werklikheid die evangelie beteken, nou niks anders as die slegte nuusboodskap nie. En voorspoed verander eintlik in 'n slegte woord. Omrede ons as mense, luister baie mooi, ons sê ons het God lief, ons gebruik mense en ons het geld lief. Of ons gebruik God, ons gebruik mense en ons het geld lief. En dit terwyl ons veronderstel is om God lief te hê, mense lief te hê en geld te gebruik. En dit, geliefdes, is waarom voorspoed inderwaarheid 'n slegte woord in ons samelewing van vandag geword het. Want wanneer jy so praat oor voorspoed in jou lewe, dan word jy aangekyk asof jy glad nie oukei is nie. En onmiddellik is mense op hulle agterpote en sê, waarmee is hierdie prediker nou weer besig, sodat hy of sy voordeel hieruit kan trek? Is dit nie waar nie? Maar luister wat sê God. God sê, wees versigtig, want die vyand is besig om dit totaal en al te kom verdraai
En ons almal val daarvoor. En dit terwyl voorspoed 'n belofte van God is, vir elke persoon wat God liefhet. Geliefdes, dis God se hart vir jou en my om voorspoedig, om geseënd, om suksesvol te wees, want dit is 'n belofte aan ons. Nou vandag wil die Heilige Gees dit uit God se woord vir jou en my kom wys. Kom ons maak die woord nou oop daar by Johannes 10 vers 10. Nou oorvloedig is presies dieselfde geliefdes as voorspoed. So indien jy nie die woord voorspoedig wil gebruik nie, gebruik dan oorvloedig. Kom ons lees wat daar staan. En ek gaan vir jou eerstens lees uit die ou Afrikaanse vertaling en dan uit die Amplified Bybel. Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Let mooi, hier word gepraat van Jesus het gekom verlede tyd. Hy het reeds gekom. Kom ons gaan na die Amplified toe. John 10:10. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full, till it overflows. Wauw, geliefdes, sien jy, hier staan dit. Hier staan dit in God se woord, is dit nie awesome nie? Dis 'n goddelike belofte wat reeds aan jou en my gegee is. Because God is not a going to be God, God already provides for us. God wil hê dat ek en jy suksesvol en voorspoedig sal wees. Nie alleen net in ons finansies nie, maar ook in ons gedagtes. Voorspoedig sal wees in hoe ons dink. En luister mooi, ook wat jy dink. En dit is, geliefdes, is hoekom God vir ons 'n belofte gegee dat ons voorspoedig sal wees. En juist daarom wat hy vandag weer baie duidelik vir ons kom sê. Luister mooi. Wees lief vir my, sê God. Wees lief vir ander mense en gebruik geld. En daarom, geliefdes, stop om langer vir God te gebruik. Stop om langer ander mense te gebruik. En stop met jou liefde vir geld. Hierdie is eintlik 'n waarskuwing van God af. Kom ons bly nou daar aan Deuteronomium 28 vers 11 toe. Dan lees ons daar. Daar staan, die Here sal jou oorlaai met die goeie, met 'n nageslag, met die aandeel van jou vee, met die opbrengs van jou grond in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het om aan jou te gee. Jou geliefdes, ook hierdie skrif praat van voorspoed, van oorvloed. En ons wil dit 'n slegte woord maak, is dit nie hartseer nie. En dit terwyl dit iets is wat God vir jou en my gun, wat in sy hart vir jou en my leef, wat hy vir ons wil gee. So waarom ontvang ons dit nie net nie? Maar nou die beter vraag is dit. Hoekom hou ons dan aan om met ons monde dinge te spreek, soos, as ons dit net kan maak tot die einde van hierdie maand? Of Here, U weet wat ons nodig het, U ken ons behoeftes, so asseblief Here, help ons net deur hierdie maand. En dan, geliefdes, dan maak ons dit net van een blessing tot 'n volgende een, is dit nie waar nie? En dit terwyl God vir jou en my net voorspoed in gedagte het. En ons weet, voorspoed is ook oorvloed. Kom ons wees vanoggend baie eerlik met mekaar en met onsself. Wat is die een ding waaraan ons as mense elke dag dink? Geld, nie waar nie? En nou het ons meer as een keer gehoor dat God wil hê dat ons finansies ook suksesvol sal wees. Dat dit ook voorspoedig sal wees, net soos ons voorspoedig sal wees in alles wat ons dink, alles wat ons het. Dis 'n belofte van God. God drie-enig, God almagtig, God die hoogste autoriteit. Kom ons lees verder, Deuteronomium 28 vers 12. Die Here sal sy goeie voorraad skuur, die hemel vir jou oopmaak, om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar self sal jy nie hoef te leen nie.
Weer eens geliefdes, wat 'n kosbare belofte, wat nie al reeds aan jou en my gegee is, toe ons eintlik nog in ons moeder se skoot was. Kom ons kyk waar in die woord word daar verder ook gepraat van voorspoed. Spreuke 11:25. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. So wees voorspoedig. Wanneer jy mense liefhet, dan sal jy voorspoedig wees. Nie mense gebruik en geld liefhet nie. Maar nou weet ek wat sal mense sê op hierdie punt. Maar dis nou die Ou Testament. Dit staan in die Ou Testament. En ons is nou onder 'n nuwe verbond. Maar luister wat sê God. God sê, jy is wel onder 'n nuwe verbond, maar jy mag nooit vergeet, jy het steeds dieselfde God, met dieselfde karakter as in die Ou Testament. So die Heilige Gees wil ons verder voorspoed wys in die Nuwe Testament. 3 Johannes 1 vers 2. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou, as wat dit geestelik met jou gaan. Daarom, geliefdes, wees voorspoedig. Hou op om jou te bekommer. Want wanneer jy jou bekommer, dan het jy nie oorvloed nie, dan is jy nie voorspoedig in jou gedagtes nie, en jy is nie voorspoedig in jou gesondheid nie. Want bekommernisse, tas ons hele menswees, ons hele wese aan. En daarom kom sê God vanoggend, hierdie eenvoudige, maar kragtige woord vir jou en my. Wees lief vir hom. Wees lief vir ander mense en gebruik geld. Luister geliefdes, die enigste keer in die woord waar God homself met enigiets vergelyk het, was met geld. Toe God gesê het, jy kan nie 2 meesters dien nie. Of jy sal die een lief hê en die ander haat, of jy sal die een hoor ag as die ander ene. Jy kan nie God en mammon dien nie. Hoekom dink jy het God dit gesê? Omdat hy geweet het, dat geld die enigste ding is, wat sy plek in jou hart kan inneem. Liefdes, hoor vanoggend God se hart. Hy wil hê dat ek en jy geseënd sal wees, in wat jy dink, in jou gesondheid, in jou finansies, in jou verhoudings en alles. En dit in oorvloed. Ek sluit af. En dit, geliefdes, is waarom God sy enigste seun gestuur het. Want hy weet dat al wat die vyand kom doen is om te slag, te steel en te verwoes in die lewens van mense. En wanneer hy ook hulle voorspoed en oorvloed gesteel het, dan los hy dit alles met 'n twist. Hy is nie vir die vader van die leuen nie. Hy is baie goed met leuns. En daardie twist is dat mense vir God en mense wil gebruik en hulle liefde vir geld najag. En daarom kom sê God vanoggend, en hoor my, ek bid met my hele wese, dat jy werklik hierdie woord vanoggend ter harte sal neem. God sê, kom terug na sy standaard vir jou lewe. Indien jy geseënd, suksesvol en voorspoedig wil wees. En dit in oorvloed. Onthou, geliefdes, hierdie belofte kom met gehoorsaamheid. Daarom as jy voorspoedig wil wees, wees gehoorsaam aan God. Kry die orde wat God daar geplaas het. Kry dit reg. Want godsdiens het die orde totaal en al verkeerd gemaak. Dit kom twist. Die orde van, Here, ons het U lief. Maar dan gebruik hulle mense en hulle het 'n onversadigbare liefde vir geld. Terwyl God se orde is, wees lief vir God, wees lief vir mense en gebruik geld. En daarom sê God, daar is nog steeds net een standaard op aarde. Net een standaard op aarde wat werk, sê God. En dit is sy standaard. Sy standaard in hoe jy dink, hoe jy optree, hoe jy praat.
En dit is die standaard van God se woord. En daarom, geliefdes, as jy in oorvloed geseënd, voorspoedig en suksesvol wil wees, kom op God se standaard vir jou lewe. En daarom het jy vandag weer 'n keuse. Kies voorspoed en kies daardeur die lewe. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here op hierdie Sondag, nie uit my mond nie, maar uit God se troonkamer vir jou wat luister. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil jou suksesvol, oorvloedig maak in alles. God wil jou seën. Maar kom op sy standaard weer vir jou lewe. Kry die orde van die opdrag wat God jou gee. Kry dit weer reg, kry dit in plek. Wees lief vir hom. Wees lief vir mense. En gebruik geld. God seën jou. Amen.